Dit is jy. Dit is jy. Oeh, dit is net jy. My grote God. U het my ewige, onopvaardelike, steeds toenemende, blywende en ontploffende ekstase geword. U het uself van my geopenbaar as die hoogtepunt, as die klimaks van die ewigheid. Daar is niks en niemand wat so lekker is soos net God kan wees. U is nie vlees. My hart het u as perfekte liefde nodig. My hart, my wese skree en roep uit na u. Vader Jesus, Heilige Gees, kom vul my. Kom maak my hart uw blyplek. U is my skuilplek. By u kom vind ek skuiling. My skuilplek is die Here God Almagtig. U strek uw vleuels van God se beskerming oor my uit. Dis in die hart van my Vader waar ek veilig skuilplek en rustplek vind. Ek was eens soos die man in Johannes 9, blind gebore. Gebore in die blindheid van die weë van hierdie wêreld en my eie keuses. Gebore in die blindheid van hoogmoed, begeerte en gierigheid. Gebore in hierdie wêreld verblind deur sy aardse vuilheid. Maar Jesus, toe spoeg u in die grond, in die modder van my vlees, lekker weer. U het my oë met klei gesalf. Is u nie die pottebakker nie? En is ek nie die klei nie, Jesus? U het my hart oopgemaak, u het my oë oopgemaak, sodat ek die God wat liefde is kan sien. U is die lewende openbaring van die liefde van my hemelse Vader. Is u nie die water van die woord nie? Soos toe u vir Petrus gesê het, tensy ek jou was, het jy geen deel aan my nie. Is dit nie geskrywe in Efesiërs 5 nie, dat hy die kerk wat sy liggaam is mag heilig, nadat hy dit gereinig het deur die was van die water met die woord, dat hy dit vir homself mag voorstel as 'n glorieryke kerk sonder vlek of rimpel of enige sodanige ding, maar dat dit heilig en onberispelik mag wees. Dit is u wat die stem van die aanklaer tot swye bring, soos geskrywe is in Romeine 8. Wat sal ons dan tot hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy ons nie ook met hom alles saam skenk nie? Wie sal 'n beskuldiging bring teen die uitverkorenes van God? God is die een wat regverdig. Wie is die een wat veroordeel? Dit is Christus wat gesterf het, maar eerder wat opgewek is, wat ook nou aan die regterhand van God is, en wat ook vir ons voorbidding doen. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Sal dit verdrukking of nood, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of swaard wees? Soos geskrywe is, om jou ontwil word ons die hele dag gedood. Ons word gereken as skape vir die slagting, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is oortuig dat nie die dood, nog die lewe, nog engele, nog owerhede, nog magte, nog dinge wat nou is, nog dinge wat kom, nog hoogte, nog diepte, nog enige ander geskape ding
ons sal kan skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Heer is. Jesus, toe spoeg U in die grond en modder van my vleeslike wee. U het my oë met klei gesalf, is U nie die pottebakker nie? En is ek nie die klei nie, Here? U het my hart oopgemaak, U het my oë oopgemaak. U help my om te sien, te verstaan hoe lief God my het. Ek offer danksegging en gebed, om U liefde hê is vetbred. Here, U het my gewas, net soos die man wat blind gebore was. U het die dieptes van my wese deurdring in my passievolle strewe na U. Dit is in die weg van die kruis dat die persoon wat die duif genoem word, my met sy liefde oorwin het. Ja, met Vader se liefde vervul het, oorwin het, genees het. U het my hart, my verstand, my siel gewas, waardeur U my heel gemaak het. Verlos het van myself en gevul het met U Gees, met U lewe, die lewe van U Gees. Net saam U wil ek vir altyd wees. Jesus, toe spoeg U in die grond van my vleeslike wee. U het my oë met klei gesalf, is U nie die pottebakker nie? En is ek nie die klei nie, nee? U het my hart oopgemaak, U het my oë oopgemaak, U het my gewas, omdat U die persoon is wat die woord genoem